Afrikaanse diens vanmôre en ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, dit het tyd geword dat die kerk van Christus die Here aanroep en sê, Here, ons het U nou nodig. Ons het nodig vir 'n bo-vertrek ontmoeting, sodat die vuurvlamme op die mense neergedaal het. Here, dat U ons sal vul met die vuur van die Heilige Gees. Let the fire fall. Father, hear us call. Let the fire fall. Dit moet ons uitroep wees vanmôre. Elke kind van God moet sê, Here, ek het nog nie genoeg nie. Ek soek meer. I want more of you, Lord. More of you. Ek soek meer van U. En ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, en ek gaan so 'n paar dinge vanmôre 'n bietjie uitlig, wat die Here op my hart gelê het hierdie afgelope week. Die boodskap wat ek vanmôre aan jou wil noem, en baie van ons wat in hierdie plek is vanmôre, het al met daai vraag geworstel. Hoekom God nie jou gebed antwoord nie? Hy pastoor, dit is 'n ander ene wat jy vanmôre oor wil praat. En vanmôre direk met die kerk van Christus praat. Maar hoekom God nie gebede antwoord nie? En as ek hierdie paar dinge vir u uitlig vanmôre, wil ek hê u moet dalk introspeksie hou. Jy weet, ons is so maklik kom jy en jy hoor 'n persoon sê, maar pastoor, ek bid oor hierdie saak al lankal, maar dit is nie vir my beskore nie. Ag, ek bid en die Here wil my nie antwoord nie. Mense het in hierdie week al vir my ook gesê, pastoor, nee wat, ek weet nie, maar ek bid teen 'n plafon vas. Die probleem, jy wil 'n plafon vasbid. Kom bietjie op jou knieë. Jy weet, baie mense is so geneig, ag, ek het vir die Here gevra en hy wil nie antwoord nie, hou ek maar op bid. Ag, pastoor, die Here wil nie my gebed antwoord nie, ek gaan maar ophou Bybel lees, ek gaan maar ophou kerk toe kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die woord van die Here sê, hierdie geslag gaan nie uitgaan sonder gebed en vas nie. En daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus aanmoedig. Wie het al die afgelope jaar gevas en gebid? Jy hoef nie hande op te steek nie. Maar ek dink aan jouself. Storma, moet ek regtig vas en bid? Ja, ek wil vir jou vanmôre sê, kind van die Here, as die Here Jesus gesê het ons moet vas en bid, as Jesus self 40 dae in die woestyn gevas en gebid het, wie is ek en jy om te dink, ag nee, wat ons kan maar sonder vas en gebed gaan? Wat is vas en gebed? Jy kom in kontak met die koning, jy breek jouself af en sê, liggaam, nee, ek gaan jou nie meer kos gee nie, ek soek hemelse voedsel, ek soek hemelse kos om my te voed, om my te versterk. Maar ag nee wat, ons het vandag in die kitstyd gekom. Ag pastoor, is kits. Ons moet maar net gou kerk toe gaan. Ons gaan Sondag gou vir 'n halfuur kerk toe, as die pastoor 'n bietjie langer as 'n halfuur preek, dan is ons ook nou dik, is dit nie so? Ons mos nou kwaad en ons is vies. Nee, die kerk hou te lank aan. My broer en my suster, ons sal 2 ure sit voor 'n TV en ons sal 'n video kyk en 'n fliek kyk en ag, dis te lekker. Maar as die pastoor 'n halfuur gepreek het, dan moet hy nou stop. Is dit reg? Ek wil vanmôre net so 'n paar dinge vir u sê. En hoe baie maklik. Ons by ons eie wil. Ons wil ons eie willetjie hê. Ons eie willetjie staan in die pad van deurbrake. Here, ek wil hê u moet dit en dit en dit vir my doen. Baie mense se gebedslewe is 'n inkopieslys. Here, ek wil dit en dit en dit en dit hê, amen. Wanneer laas het jy bietjie, Pastor Mario, baie dankie vir die afgelope 2 aande.
Wanneer het jy bietjie geprys en worship? Wanneer het jy bietjie voor God gelê en bietjie net so bietjie 'n traan gestort? Hy pastoor, maar ek hoef trane stort. Weet jy wat? Dis die lekkerste trane wat jy kan stort as jy voor die koning 'n bietjie net oopbreek. En weet jy wat gebeur met daai trane? Dit was 'n bietjie die vensters van jou siel skoon. Maar ons is te styf. Jy weet, eintlik is die kerk van Christus so vol, hy het nog nie Stuysoft geleer nie. Hy moet 'n bietjie by die koning se Stuysoft uitkom. Ons is te maklik om ons eie wille, ons eie dinge, ons eie gebede, ons eie, weet jy wat? Ons wil God manipuleer. Pastor Kevin is reg. Baie kinders van die Here wil God manipuleer. As God nie dit doen nie, dan gaan ek nie dit doen. As God nie dit vir my doen nie, dan gaan ek hom nie dien nie. As God nie dit vir my doen nie, dan sal ek maar so en so en so. En het jy al gehoor, ag as die Here nou nie dit vir my antwoord nie, dan gaan ek maar terug, dan gaan gryp ek maar gou by die bottel, dan gaan gryp ek maar gou my sigaretjies, dan gaan gryp ek maar gou my dwelms. Ag nee wat, die Here het ons nou nie vir my geantwoord soos wat ek dit wou gehad het. Hallo, wie is jy? Wie is ek? Om God ultimatums te wil stel. Pastoor, maar jy preek afgelope tyd baie hard. Weet jy, my broer en my suster, ek is al gevra, hoekom preek jy so hard? My boeta, my suster, ek wil hê dat ek en jy die hemel maak. Ek wil vir vanaand sê, vanmôre sê, toe ek en Gary daar so gepraat het, en weet jy, toe daai man breek, en hy maak pot voor die Here, en hy gee alles, toe besef ek, weet jy wat? Jy het 'n asemteug tussen jou en die lewe, as jy weg, as jy die laaste asem uitlaat. Ek weet my broer Gary is by die koning, want hy het sy saak reg gehad met die koning. Hy het die kans gehad. Maar wie sê ek en jy gaan die kans kry? Ons kan so maklik, nie God se wil nie, maar my wil. En ek wil vanmôre welbekende gedeelte lees. Ek het hom geleer as kind in die skool. En ek ken hom. Matteus die 6de hoofstuk. En dan van die 9de vers. So Jesus sê dit, en ek wil hê jy moet mooi na die gebed wat Jesus ons geleer het luister. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Die naam van die God moet geheilig word, né? Nie jou naam nie. U naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. En hoor hierso, laat u wil geskied. Nie my willetjie nie, nie ons almal se willetjie nie. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Weet jy my broer en my suster, God wil hê dat ek en u 'n baie lekker lewe op die aarde moet hê eintlik. Maar ons veroorsaak ons eie doodsteek. Ons veroorsaak omdat ons eie willetjie en ons het ons eie wil nog nie gekruisig nie. Hoor wat sê hy? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie môre se brood nie, nie volgende jaar se brood nie, vandag ons daaglikse brood. En die Here gaan dit vir jou doen. Kind van God. Ek wil vir jou sê, ons gaan 'n tydperk in nou. Daar kom hongersnode, daar kom alles in die volgende tyd. Ons gaan sien hoe dinge gaan verander. Ek wil vanmôre vir u sê, die kerk van Christus sal moet vas staan by die koning. Hoor wat sê hy? Vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Hierdie gebed is vir my so awesome. As ek nie my skuldenaar kan vergewe nie, hoe kan God my vergewe? Ek kan so maklik sê, pastoor, ek sal hom vergewe, maar vergeet nooit. Jy lieg. As jy vir my sê, jy sal hom nie vergeet nie. My broer en my suster, dan jy hom nie vergewe nie. Want as jy hom vergewe het, sal jy vergeet daaroor, want jy kyk vorentoe. Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is en ek lei my strek my uit na wat voor is. Hoor wat sê hy vir ons verder.
En lei ons nie in versoeking nie. Hoe, pastoor, maar daai is mos erge ene. Weet jy, wie lei ons in versoeking? Onsself. Onsself. Ag, jou vyand kom. Nee, sommer nog 'n ou dopie van. Ek sommer nog. Niemand sien dit nie, man. Hallo. Is jy besig om jou ewigheid vir een dop te verkoop? Is jy besig om jou ewigheid vir een $1 te verkoop? Vir een rookdampie. Ek wil vanmôre vir u sê, kinders van die Here. Ons moet die Here begin dien in gees en in waarheid. Daar is nie meer tyd nie. Ons kan nie meer met God speel nie. Ek wens ek kan elke kind van die Here wakker skud. Ek sal nooit vergeet nie. In die ou tyd het my oupa altyd vir my gesê. Ek dink dit was die Spade Reenkerk. Ek dink Pastor Kevin sal my uithaal. Hulle, as jy gehoor het, jy het iets gedoen in daai week, moet hy jou gegryp en jou geskit in die tanneklap. Ja, is ek reg, Pastor Kevin? Pastor Mario, is dit nie so nie? Ek is die blou rokke, die Spade Reens, né? Dit as vandag se tyd, as ons 'n bietjie die mense moet skit na die tanneklap. Dis al daar maar geskittery afgee, né? Weet jy wat? Ek wens dat die Here die mense se gees so sal skud, laat hulle begin besef. Moenie met God speel nie. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. My broer en my suster, luister wat sê hy. Hy sê vir ons verder, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou kom ek 'n bietjie verder. Jy wil vir God stel dit wat hy vir jou moet doen. Maar die Here, hoekom antwoord die Here nie my gebed nie? Ek wil vir jou vanmôre sê, my broer en my suster, God weet ook wat vir jou skade gaan doen. As daai ding wat jy vir die Here vra, jou skade gaan doen, dink jy vir een oomblik die Here gaan dit vir jou gee? As jy vat 'n 6-jarige seentjie, gaan jy hom 'n 9 mil pistool gee. Maar jy het gevra vir hom. Hy hom gee. Nee. Want dit gaan skade doen. Dis dieselfde kinders van die Here. Hulle wil, Here, gee vir my dit. Ja, baie keer dan gee die Here, laat die Here toe. En wat gebeur? My broer en my suster, ek wil vanmôre vir u sê, ek het al gesien hoe mense, hulle smeek by die Here. Here, ek wil dit en dit hê. En as die Here gee, dan hardloop hulle van die Here af weg. Nou dink jy vir 'n oomblik, gaan jy dit dan vir hom gee? As hy weg gaan hardloop? Nee. Hy sê, nee, my kind, bly by my, bly by die huis. Die verlore seun het sy pa aangehou en hy het sy erfporsie gekry. Wat het gebeur? Hy het opgeëindig in die varkhokke. Is dit nie wat baie keer met kinders van die Here gebeur nie? Hulle eindig op in die varkhokke van hierdie lewe. Kerk van Christus. Ons is nie met 'n kits besig nie. Nee. Ons is hier besig met 'n lewende God wat vir jou so oneindig lief het, laat Jesus op die kruis alles betaal het vir my en jou. Elke laaste druppel bloed het vir jou en my gestort. Toe die druppel bloed met water gemeng. Maar wat het gebeur? Ons hardloop weg. Ons gaan op ons eie aan. God antwoord nie jou gebed nie, omdat hy weet dit gaan jou skade aandoen. Dan nog 'n punt. Hoekom antwoord God nie jou gebed nie? Want hy dalk iets beters vir jou in die toekoms. Verstaan jy hierdie punte wat ek vanmôre vir jou sê? En ek wil vanmôre vir jou ook dan kom. En ek wil weer dit uitlig. Jy sal sê, pastoor, maar jy hamer baie daarop vanmôre. Luister wat sê Johannes. Johannes vir ons.
Johannes 8 vanaf vers 34 tot 36 sê hy sê en Jesus antwoord hulle voorwaar ek sê vir julle elkeen wat die sonde doen 'n dienskneg van die sonde is en die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie die seun bly vir altyd as die seun julle dan vrygemaak het sal julle waarlik vry wees. Sonde hou mense vas. Sonde steel jou vrymoedigheid. Sonde steel dat jy nie kan uitgaan en getuig nie. Dat jy's bang die mense gaan omdraai en sê maar wat van jou? Ek weet, dat gerook het dieselfde. Dis hoe die Here met my gepraat het die 26ste Maart 1992. Ek het my hart vir die Here gegee en ek dien die Here maar ek rook. En die volgende begin ek met hierdie ou praat oor die Here. En terwyl ek met hom oor die Here praat, kyk hy my so en ek offer hom nog al 'n sigaret, alles. Hy kyk my so, hy sê, meneer, hy sê jy rook dan, hoe kan jy vir my preek? Daai aand, toe praat God met my. En dan God, daai oggend van die 27ste Maart 1992, toe breek ek al wat 'n sigaret in daai huis is, my oorle vrou sê nogal vir my, nee wat, jy sal weer rook, ek sê nee, ek sal nie. Nooit weer nie. Here, gee my krag, help my om nooit weer daar te raak nie. Weet u, tot vandag toe, dank die Here, het hy my verlos van dit alles. Gee hom al die eer. Gee die Here al die eer daarvoor. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis die besluit wat jy moet neem. Baie mense kom en sê, hulle pastoor bid, ek wil ophou rook. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer, my suster, God sal nie daai pakkie sigaret uit jou sak kom haal nie. Jy moet die woord vat nou en sê, Here, ek vat daai stap en ek gaan nie weer doen. Dis jou besluit. Jou besluit met elke sonde. Maar wat sê Jesaja? Hy pastoor maar tot in die Ou Testament, tot in die Ou Testament. Praat die Here met ons. Kom hoor wat sê Jesaja vir ons. Hy sê vir ons hierso. Jesaja 59. Hoor wat sê hy. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Jy wat sê dat die Here wil nie vir jou help nie. Hoor mooi. Die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Die Here hoor as ons roep. Die Here hoor as ons bid. Maar, hoor hier, so kom 'n maar in. Dis een van die min maars in die Bybel. Hoor wat sê hy. Maar, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. My broer en my suster, ek wil vanmôre vir jou sê, sonde bou 'n skeidsmuur tussen jou en God. Sonde veroorsaak dat God nie na jou kan hoor. Dan vra jy, maar Here, u antwoord nie my gebed nie. Wil vanmôre vir jy sê, my boeta, my sussa, kom ons kyk 'n bietjie, ons sê so maklik, jy wil vinger wys na God, hoeveel vingers wys terug na jou toe? Ons moet introspeksie by ons begin. As ek bid en ek vra Here, en ek soek 'n antwoord by die Here, en daar kom nie 'n antwoord nie, dan begin ek eers myself kyk en sê, Here, is daar iets? Is ek nie die rede dat u my nie antwoord? Is dit nie tyd dat die kerk van Christus 'n bietjie gaan introspeksie doen, in steede om 'n happy-go-lucky godsdienst te wil verkondig nie? Nee, 1000-maal nee. Sonde bou 'n skeidsmuur tussen jou en God. Sonde verberg God se aangesig vir my en jou. Hoe baie mense, ag, pastoor, maar hierdie is nie so erge sondetjie nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, sonde is sonde. Of hy hoe klein is, of hy hoe groot is sonde. 'n leuen is sonde.
Ag pastoor, my ou wit leentjie hier en daar gaan ons nou nie saak maak nie. My broer en my suster, wat is die verskil tussen 'n wit leen en 'n moord? Niks. Pastoor, ek het nie moord gepleeg nie, ou wit leentjie vertel. Ek het maar net so 'n bietjie gepraat. Laat my vrou nie vir my moet, dis wat die manne mos gou sê. My vrou moet nou nie vir my kwaad word nie. So ek vertel maar net so 'n bietjie af van die waarheid af. Of ek hou hierdie geheimpie maar vir myself. Boetie, sussie, ek wil vanmôre vir jou waarsku. Dit is die duiwel wat jou wegsleep van die Here af. En dis die klein vossies wat die wingerd verwoes. Dis daai klein dingetjies wat ek en jy wil wegsteek, wat alles verwoes. Op die einde dan hardloop jy, dan sê pastoor Mario bid, hierso is die kar se wiele val af. As ek reg pastoor Mario. En hierdie probleme het plaasgevind, my huwelik val uit mekaar uit. Jare gelede kom ek met 'n jong paartjie wat voor my sit. En ek begin met hulle praat. Op die einde toe sê hy vir my, maar ek het nooit geweet my vrou hou nie daarvan. Ek het nooit geweet my man hou nie daarvan. Hoekom? Omdat ons nie kommunikeer nie. My broer en my suster, weet jy wat? Die selfoon het kommunikasie gesteel. Die TV het kommunikasie gesteel. Die duiwel keer laat mense huwelike met mekaar nog spreek. Gaan kyk 'n bietjie by die restaurante. Of vanmôre vir jou sê, gaan kyk by 'n restaurant. Look at a restaurant. People are sitting there more on their cell phones than less eating their food. Te veel steel die duiwel. Maar weet jy wat? Ons gee die duiwel. Ons laat dit toe. Ons laat dit toe. Carry on. That's all right. No, it's okay. I want to tell you this morning, brother, sister, it's time that the church say, enough, devil, have you stolen from us. Enough have you taken away what God has given us. Enough. Dit is Ikabod. Dit stop vanmôre. Vanmôre gee ek totaal oor aan die koning van die konings. En dan kom ek by die punt. My broer en my suster, wat baie ernstig is in die tyd wat ons in lewe. Heilig maak. Heilig maak. Pastor Kevin, is dit nie belangrik vir die kerk van Christus nie? Holiness. Holiness. Be ye holy as I am holy was Jesus' words to his people. Wees heilig, want ek is heilig, het Jesus gesê. Hoor wat sê die woord van God vir ons in Hebreërs 12. Hebrews 12. Listen to the word of God this morning. Hebreërs 12. Die 14de vers sê die woord van God, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Wow. Dis vir my die hardste vers. Dis waarom ek baie keer, dan sê ek, Here, ga vir die bloumat heilig. Sê ek, Here, is daar nog iets? Daar nog iets, ek wil heilig wees, ek wil sonder 'n merkie wees, ek wil gereed wees as jy kom, Here. Maar ons gaan maar net aan. Heiligmaking, my broer en my suster, is een van die belangrikste dinge wat die kerk van Christus moet nastreef, en dit het weggeval. Die kerk kyk nie na heiligmaking meer nie. Ek roep heiligmaking vanmôre. Dan vat ek na Tessalonisense. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons hier. In Tessalonisense 4, vers 7 sê hy vir ons. Hy sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Vers 3, hoor wat sê vers 3. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery
En al die dinge wat die woord van die Here roep. My broer en my suster, God praat direk met sy kerk. Hy praat nie hier met sondaars nie. Hy praat hier met sy kerk. Heiligmaking. Ons het gisterand, Pastor Mario gevra, het almal hulle harte al vir die Here gegee. Het jy tot bekering gekom? Maar my broer en my suster, bekering stop nie daar nie. Jy moet strewe na heiligmaking. Jy moet strewe na heiligheid. En dis 'n dag per dag proses. Heiligmaking. Pastor, maar ek sal nooit heilig kan wees nie. Jy sal nie, maar jy moet daarna strewe en jy moet dit lewe en vra, Here, help my dat ek heiligmaking sal nastreef, dat ek heiligmaking sal lewe en dat ek gereed sal wees die dag as U kom. Here, ek wil nie agterbly nie. Ek glo nie een van julle wil vanmôre hier agterbly as Jesus nou kom nie. Daarom wil ek sê, my broer, my suster, kom ons begin heiligmaking lewe. Kom ons begin heiligmaking nastreef. Kom ons stop om God te wil blameer vir alles. Kom ons stop en kom ons begin 'n bietjie kyk na onsself. Kom ons begin kyk na myself. Here, waar staan ek nog? Waar het ek nog gefout? Here, help my. Daarom antwoord God nie jou gebede dalk vanmôre. Nie soos ons wil, maar soos U wil, Here. Here, help my dat ek heiligmaking sal nastreef. Partymal wil die Here net hê, stop. Julle onthou wat ek gepredik het oor stop. Partymal moet God 'n stopteken in ons paaie sit, dat ons moet stop en begin sê, Here, help my. Here, help my. Lord, it's me that's standing in the need of prayer. It's me, O Lord. So not my brother, not my sister. Daarom sê die woord van die Here, stop om die splinter uit iemand se oog te wil uithaal. En jy te balk in jou eie. Kom ons gaan haal eerder die balk uit ons oë uit en sê, Here, help my. Kom ons gee oor aan die Here en dan sal jy sien deurbrake kom. Dan gaan jy ervaar wat die Here vir jou instoor het. Dan gaan daar so antwoorde op jou gebede kom. Dan sal God jou kan vat van oorwinning na oorwinning. Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanmôre. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, U ken elkeen van ons harte. U weet dat vanmôre in elke gedagte omgaan. Meester, daarom kan ons vanmôre net eerstens kom en kom vra, Here, help ons. Wees met ons. Raak ons aan. Here, dat as daar skeidsmure is, dit afgebreek word. Maar Meester, ons wil vanmôre deurbrake in ons lewens hê. Ons soek dit, Here. Ons soek U volheid. Ons soek U aanraking. Ons soek, Here, dat U weer ons sal antwoord wanneer ons roep, Here. Wat te maklik het ons toegegee. Te maklik wil ons eie wille hê, Here. Maar vanmôre kom ons en ons sê, Meester, wees ons genadig. Help ons, lei ons, wees U met ons. Dat ons nie sal angstig rondkyk nie, maar dat ons oë gefestig op die koning van die konings sal hou. Hy wat vir ons die volle prys betaal het. Ek wil bid, Here, dat U ons sal help vanmôre, dat die kerk van Christus waarlik U sal dien in gees en in waarheid. Ek bid alles in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Amen.